God Elohim, dit wil sê God die Vader en God die Moeder, voer nog altyd die werk van verlossing saam uit sedert die skepping. God Elohim, wat na homself as ons verwys het die hemel en die aarde vir 6 dae in die begin gemaak. Met ander woorde, God die Vader en God die Moeder het saam die hemel en die aarde en alles daarin geskep. Selfs na die skepping het God die Vader en God die Moeder saam die verlossingswerk uitgevoer. Die Here sê toe, kom, laat ons afgaan en hulle taal daar verwar, dat die een nie die ander se taal verstaan nie. Want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar. God het gesê, laat ons afgaan en hulle taal verwar. Dit dui daarop dat God die Vader en God die Moeder saam die werk van die bou van die toring van Babel gestaak het. Hierdie rekord van die Bybel toon dat God die Vader en God die Moeder sedert die skepping van die wêreld saamwerk. Bovendien het God die Vader en God die Moeder ook saamgewerk om die profete aan te stel en te stuur. Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Ek sê toe, hier is ek, stuur my. God het nie gesê, wie sal vir my gaan nie. In plaas daarvan het God gesê, wie sal vir ons gaan? Dit beteken dat God die Vader en God die Moeder ook 'n profeet saamgestuur het. Wanneer alle dinge geskep word, het God die Vader en God die Moeder saamgewerk. Toe die bou van die toring van Babel gestaak is, het God die Vader en God die Moeder saamgewerk. God Elohim, wat na homself verwys het as ons. Met ander woorde, God die Vader en God die Moeder het altyd saamgewerk. Daarom, volgens die leerstellings van die Bybel, moet ons God Elohim glo en volg, wat na homself verwys het as ons God die Vader en God die Moeder.